Twee gesinne, as julle dink julle het net 'n 2 jaar plan, 'n 3 jaar plan of selfs 'n 5 jaar plan, you are 100% wrong. Kykie, ons het 'n 5 jaar plan gehad. Ons het by 8 jaar getrek. Elke jaar het moeiliker geraak. Die duiweltjies het al hoe meer begin sit op my man se skouer in daai trekker se cab. Soveel so dat hy sy geloof begin verloor het. Waarvoor werk hy? Hy's nooit hier nie. Hy mis uit op alles. Hy was nog nooit vir sy dogtertjie se verjaarsdag hier nie. Hy het selfs haar geboorte uitgemis. Hy het elke week gewag dat ek kom bel nadat ek ons seentjie by die spelterapeut gehad het, want ons seentjie kon nie cope met sy pa wat nie is nie. Ek het vir maande lank gebid dat die Here weer met my man begin werk, dat die Here weer net sy pad vir hom terug laat vind na hom toe. En na maande se gebid het my man eventually vir my begin praise and worship liedjies op YouTube aanstuur en hy het deel gevorm van 'n H2A mannegroep, 'n Christelike mannegroep waar pastore in Suid-Afrika vir hulle daagliks preke aangestuur het. Hulle het een keer 'n week, as ek reg onthou, het hulle 'n webinar gehad waar die pastoor met hulle 'n diens gehad het. So het die Here met my man begin werk, want ek so hard gebid het vir 'n ander uitkoms vir maande lank, want ek was heeltemal uitgeput. Ek was mamma en pappa 3/4 van 'n jaar vir 8 jaar lank en ek het 3 werke gehad. 18 ure werksdae, ek kon nie meer nie. Die Here is saadjie in my man geplant dat hy met huis toe kom. Maar soos die duiwel nou op weer lustig was, het hy getwyfel. Hy wou nie vir die Here luister nie. Toe 'n maand vroeër laat terugkom en hy het nog steeds getwyfel. Hy wou nog steeds nie luister vir die Hemelse Vader nie. Ek het in Desember vir my man gesê ek het hierdie brandende gevoel in my om groot gedoop te word. En op Nuwejaarsdag het ons 'n samekoms met pastoor Johan Potgieter gaan bywoon in Hartenbos. Dit was massive, dit was amazing. En daai WhatsApp groepie waarop my man was, het 'n H2A braai gereël. Actually, pastoor Johan Potgieter se boetie wat die groepie begin het. Na die samekoms het ons oor die pad gestap en saam met ander H2A manne gemingel en dit was so amazing. Ons het voor ons geëet het ons in 'n kringetjie gestaan, ons het dankie gesê vir die kos en toe ek my oë oopmaak na die gebed, toe sien ek 'n man wat oorleun na die pastoor toe en iets in sy oor fluister. Niks daarvan gemaak nie, ek het dit net opgelet en ons het gaan opskep en ons hele familie was daar. Al die kinders was daar, al 4 kinders, niggies, neefies, boyfriends, girlfriends, daar was die plek aan die tafel vir ons gewees nie. Ek en my man het toe by 'n leetafel gaan sit en begin eet en hier kom sy die man wat in die pastoor se oor gefluister het en sy vrou by ons en sê maar hulle kry ook die plek aan tafel en mag hulle asseblief by ons kom sit. So begin ons gesels. Dit kom op die topik dat hoe die Here die dinge in my man se hart geplaas het. Hy's onseker. Hy het 'n gesin om voor te sorg. Wat gebeur as hy sonder werk sit? En die man kyk na sy die man kyk na sy vrou en hy sê dis die koppel. Die Here het terwyl ons tafelbed gedoen het met hom gepraat en gesê hier's 'n man, hier's 'n koppel in die sirkel. Hy werk al 'n tydjie lank met die man. Maar die man wil nie vir hom luister nie. Hy sê sy vrou het 'n begeerte om groot gedoop te word. Toe hy daai woorde sê, toe slaat dit my net. Ek en my man was speechless. Toe sê hy vir ons, die Here sê, julle moet gehoorsaam wees. Ek het die week daarna het ek groot gedoop geword en my man is nog al die pad hier. Ons was nie een dag sonder kos nie, nie een dag sonder krag nie, nie een dag skoolfooie gemis nie, nie een dag hier gemis nie. Ons hoef nie meer te sukkel apart van mekaar af nie. Ons kinders het weer hulle pa teruggekry waarvoor ek so lank gebid het. So ek sê nou vir jou, as jy 'n manier gesoek het om jou man terug te kry, as jy gedink het jy gaan net 'n sekere tydperk hê om H2A te doen. My aanlyn inkomste dra ons elke liewe maand. Ek verdien party maande tot en met R60,000. Dis geld wat ek nooit in my lewe nog gesien het nie. Ek het gehelp om my man se eie besigheid in die dorp oop te maak en omdat ons hierdie paadjie met die Here gestap het en hy gehoorsaam was aan die Here, doen sy besigheid so amazingly goed. Papa's elke aand by die huis en mamma, ek sien al jou hartseer TikTok video's van hoe jy verlang. Jy daai pynlike video's van op die lughawe groet opsit en sê daar's soveel daggies oor. Ek sien dit. Ek was daar vir 8 jaar. Ek was daai mamma op die lughawe met haar kindertjies was daar moes omdraai en haar kinders se trane afvee en sê alles gaan oukei wees. Dis net 9 maande. 9 maande voel soos 'n leeftyd vir kindertjies. Laat ek jou help. Dis vir my ja in die comments en ek deel met jou al die inligting.